Hallo vernieuwe harte vriendinne, welkom terug by nog 'n video. As dit jou eerste keer is wat jy 'n video van my raakloop, ek is Petra en dit is baie lekker om jou hier te hê. Ons is nou besig met 'n 7-deel reeks oor hoe om vrede te vind in dit wat nou aangaan in ons land en ook in ander situasies wat vir ons angstigheid, woede, stres en paniek veroorsaak. Die eerste ding waaroor ons gepraat het in ons eerste video was dat God is in beheer en daar is niks wat ons kan doen om dit te verander nie, maar die wonderlike ding is dat dit ons harte rustig kan maak om te weet dat hy in beheer is. Die tweede ding was om te besef dat die Here se wil beter is vir ons en ook beter is vir die groter prentjie van wat moet gebeur. Vandag gaan ons praat om die Here te vertrou. En is baie makliker gesê as gedaan. En ek het eers besef dat om die Here te vertrou nie iets is wat jy moet aanleer nie, nie iets is wat jy 'n gewoonte moet kweek nie, maar dat dit iets is wat jy moet besluit. Ons kry dit nie altyd die eerste keer reg wat ons daardie keuse maak nie. In Psalm 64 vers 2: God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. So hy is ons toevlug en ons sterkte. En in tye, probeer terugdink aan tye wat jy hom al gevra het om jou te help en hy tot hulp gekom het. Om terug te dink aan daardie kere wat hy jou gehelp het, help om aan te hou, om te hou by hierdie keuse wat jy gemaak het om hom te vertrou. En as ons hierdie waarheid kan glo en verstaan dat hy ons toevlug en ons sterkte is, dan help dit om makliker daardie keuse te maak om te kies om hom te vertrou, om dit 'n besluit te maak en 'n vaste ding in ons te maak. Net 'n paar psalms aan. In Psalm 65, dit is 'n psalm van Dawid. Dit is 'n psalm wat hy geskryf het toe die Filistyne hom gevang het. Ek gaan begin by vers 2 waar Dawid praat en sê: Wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vyand vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Dan in hierdie vers 4, het my net laat besef, hy skryf: Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Dis 'n keuse wat hy maak, dis 'n besluit wat hy maak. As ek vrees, sal ek op U vertrou. Dit beteken nie dat daai vrees nou dat ons in hierdie journey is of as ons nou vrede vind, dat ons nie meer noodwendig vrees gaan hê nie. Maar in die tye wat ons vrees het, kan ons besluit, ek sal die Here vertrou. So ek hoop hierdie kan jou help om te besef dat hierdie waarhede wat God is, die karakters wat God is genoeg rede vir ons om te kies om hom te vertrou en om onsself te herinner aan hierdie keuse wat ons gemaak het. Net soos jy gekies het wie jou man is, vir die van julle wat al getroud is, jy het gekies dis jou man. En hy maak jou vies en met tye voel dit of hy jou teleurstel. So ook kan ons met tye kwaad word vir die Here en teleurgesteld voel, omdat ons iets anders verwag het van die Here af. Maar nog steeds bly jou man, nog steeds bly die Here my God, nog steeds bly Jesus my redder. Waarom sal ek kies om vertroue in hom te hê? Daai keuse die hele tyd te maak, bring vrede. Ek hoop dat hierdie jou 'n bietjie gerus kan stel om verder vrede te vind. As jy graag die volgende 4 video's wil sien of wil teruggaan na ons vorige 2 toe, gaan soek ons op Facebook, die video's is daar opgelaai. En dan is ek ook besig om 'n boek saam te stel, 'n e-boek saam te stel, oor al die verse en scripture en woord en sommige gedagtes wat ek voel die Heilige Gees ook op my hart geplaas het, om my in hierdie pad te gee, om tevrede te kry in die chaos wat nou in die land ingaan, en om beter te probeer verstaan hoekom hierdie goeders gebeur, sodat ek makliker my emosies daaroor kan verwerk. So as jy ook belangstel om hierdie boek gratis te ontvang, gaan oor na my website en sit net asseblief jou naam en jou e-mailadres daarin. Dit is makliker as jy dit daarin sit, as wat oral op Facebook rond is, want as mense die post share en dan kry ek nie altyd al die comments in my notifications as dit iemand anders geshare was nie. So as jy belangstel daarin, gaan kyk asseblief daarin.
Ek hoop jy het 'n rustige middag of aand wanneer jy dit kyk of dag verder tot ek jou weer volgende keer sien. Bye.